Goeiedag, ek is Gerard van die kerk saam met jou op reis deur die Bybel met die Bybel in 1 jaar span. Vandag lees ons 'n uitsonderlike gedeelte. Ons begin met die boek Johannes en ons is by Johannes 1 vers 1 tot 14 waar Johannes verklaar dat Jesus Christus die ewige woord van God is. Hy was van die begin af by God, hy is self God en hy het mens geword om God se lig en lewe aan ons te kom openbaar. God het self na ons toe gekom in die persoon van Jesus, sodat ons hom kan ken en deur hom gered kan word. Johannes wys vir ons dat Jesus volkome God is en volkome mens geword het. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon, is vir my die kerngedagte in hierdie deel. Kom ons oorweeg die volgende punt rakende die versgedeeltes wat ons gelees het. In vers 1 en 2 sien ons dat Jesus se godheid uitgebeeld word. Hy is van ewigheid af God. Hy is nie 'n skepsel nie, maar die Skepper self. Kolossense 1 vers 15 tot 17 sê Christus is die beeld van die onsigbare God. Deur hom is alles geskape. Ons sien hier dat Jesus Christus is die woord wat God se hart, wil en karakter volkome kom openbaar. Genesis 1 vers 1 tot 3 sê, in die begin, en God het geskep deur sy woord, as julle onthou, God het gespreek en dit was so, en Jesus is daar die woord. In verse 3 tot 5 sien ons dat Jesus is die bron van lewe en lig. Alles is deur hom gemaak, tot hom gemaak en vir hom gemaak. En hy kom na die wêreld toe om hoop en lig van die ewige lewe aan ons as sondaars te gee, aan die mensdom. Want sy lig verdring die duisternis wat die sonde en die dood gebring het as gevolg van die sondeval. In verse 6 tot 8 sien ons dat Johannes die Doper 'n getuie is van die lig. Die fokus val egter hier nie op Johannes self nie, maar op sy roeping om na Christus Jesus te verwys. Jesus Christus is die ware lig en ons as sy volgelinge is afskynsels van hom. Ons weerkaats sy lig in ons lewens uit in 'n donker wêreld. Ons is nie die lig nie. Hy is die lig en ons beeld dit uit. En dit laat my dink aan Hebreërs 1 vers 1 tot 3 waar daar God het staan dat God het deur sy seun met ons gepraat en hy is die afskynsel van God se heerlikheid. Maar in verse 9 tot 11 sien ons baie het hom nie aanvaar nie. Die wêreld het sy skepper nie herken nie. Selfs sy volk Israel, wat die wêreld moes voorberei vir sy koms, het hom nie geëien en erken nie. Dit wys die hartseer van ons as mense se blindheid en ongeloof en vasgevangenheid in ons sondes. Maar dan die troos in vers 12 tot 13, dat wie Jesus Christus aanneem, word kinders van God. Deur geloof in Jesus ontvang ons nuwe geboorte, nie deur natuurlike afkoms of ons eie pogings nie, maar deur God se genade. En ons sien nie dan ook in vers 14, dat Jesus het volkome mens geword om by ons te kom tabernakel, by ons te kom woon. En dit laat my dink aan 1 Johannes 1 vers 1 tot 3, waar daar staan dat die lewe van die begin af was en het sigbaar geword. En ons sien in Jesus sien ons God se heerlikheid, vol genade, vol waarheid. Filippense 2 vers 6 tot 8, Jesus het in die gestalte van God homself verneder om mens te word, sodat ons die volmaakte openbaring deur Jesus Christus van God die Vader kan sien, en die volmaakte voorbeeld wat hy vir ons wys, hoe om te lewe, en ook die volmaakte offer in hom te ontvang vir ons sondes. Die volheid van God se heerlikheid het mens geword. Kom ons oorweeg bidend vandag. Kom ons kyk met nuwe oë na Jesus. Hy is nie net 'n goeie mens of 'n profeet nie, alles behalwe. Hy is God self. En my en jou verhouding met hom bepaal ons ewige bestemming. Kom ons leef as draers van sy lig in 'n wêreld vol duisternis wat hom verloon en nie wil erken nie.
roep hy my en jou as sy bruidskerk om sy waarheid, liefde en genade te weerspieël. Doen ons dit? Kom ons aanvaar ook elke dag sy genade opnuut. Die woord het mens geword om naby aan ons te wees. Ek en jy kan hom ken, nie net van hom weet nie, ons kan hom persoonlik ken en ons kan sy woord lees en sy woord, hy kan in ons wees en ons verander. En kom ons laat hom toe dat sy waarheid ons vorm. Soos Jesus vol van genade en waarheid was, so behoort ek en jy ook sagmoedig en standvastig te wees in sy genade en waarheid. Groete en seënwense vir jou.